Dit is vir my 'n wonderlike voorreg, André, vir jou vir Fernando welkom te heet by ons vanmôre. André het gevra, hy wil sy getuienis kom lewer, dat amazing dinge moet hom gebeur en met Fernando oor die laaste tyd. As ons gesels daaroor by die klub, dan meer kere as nie sit ons in trane. En want die goedheid van God is net absoluut ongelooflik. En André, ek stel jou in die woord, vertel jy vir die mense. Baie dankie. Ja, hier is my oor opsit. Baie dankie, kan ek maar sê Tommy, pastoor Tommy, maar ek mag seker nie Tom, daar gaan ons soms staan. Ja, as julle nie weet nie, ek is André Swart hier van Bloemfontein en dit is my aangenaam en 'n besondere voorreg om vir julle te kom vertel vanmôre wat het God in my lewe gedoen. Hoe amazing is hy nie? Dis 'n God van liefde, dis 'n God van omgee. En as jy jou Bybel oopslaan, onmiddellik die eerste ding wat jy lees is waar God begin orde skep het. Hy het gesê, laat daar lig wees. Ek meen, as jy lig uit, het jy nie donkerte nie. Omdat as jy lig aanskakel, wyk duisternis. Jy kan nie die donker aansit weer nie, jy moet die lig afskakel, as jy wil donkerte hê weer. Maar omdat een gloeilampie kan 'n hele vertrek sy donkerte laat wyk. Die lied ons nou gesing het, van Arise Hallelujah, ek het net 'n geglimlag daaroor. Julle gaan nou weet kom. Vir al die gedeelte wat sê, die dood is oorwin. Maar ek het die Engelse weergawe daarvan gehad. En dit was my besonder. Wel, ek wil vir jou vertel van die 2 groot kansse wat ek gehad het, wat ek gekry het. Nie my kansse nie, van God se genade, wat hy my gegee het. Vir my en my gesin. En ek het vanoggend hier gesit en gesê, Here, weet jy, as dit net vir 6 mense is, gaan dit uit na 6 miljoen. En hier kom Tommy en hy praat van presies dieselfde. En ek sit hier en ek sê, ja, Arise Hallelujah. En dan sien ons, wonderlik. COVID-19 het vir my nuwe betekenis gekry. Ek het besef, COVID is 'n afkorting. Tommy, besef jy dit? COVID staan vir Christus, ons verlosser, in donker dae. Amen. Dit was vir my gewees. It's amazing. Christus, ons verlosser, in donker dae. Dis 1 woord. Dis nou wel 2 D's, maar ons maak dit met 1 woord. Ek wil julle vertel van aanvanklike siek word, my opname wat ek 7 weke in die hospitaal spandeer het, en God se grootheid en sy werk in my lewe. Ek was amper 'n statistiek, maar ek is nie 'n slagoffer nie. Dood is oorwin, my God is te groot. My God maak nie planne nie. Hy hoef nie 'n plan te hê vir my nie. Ek is sy plan. Jy is sy plan. Kom net in werking daarmee. Ons kerk is nie 'n gebou nie. Ons kerk is elkeen wat hier sit. Die kerk verlaat net nou die gebou by daai deure. Dis hoe dit werk. En ons is daar om mekaar te motiveer, mekaar te vertel van God se werk in ons lewe en vir mekaar te bid. Begin by Saterdag 25 Julie 2020 wat my lewe drasties verander het. God het my daai dag stil gemaak. My geroep tot hoër orde. Vir my gesê is tyd om te luister na sy hart wat klop vir my. Ek het julle gesê hy skep lig in donker tye. Ek het daai Saterdagoggend het ek wakker geword en in my badkamer het ek my deodorant aangesit. Bietjie skoon, lekker tande geborsel en alles. Gereed gemaak vir die dag wat voor lê. En ek het my blikkie laat val, die deodorant, en ek het opgetel en toe ek opkom kon ek skielik nie asemhaal. My asem het gejaag soos iemand wat 3 keer om die blok gejaag is. Ek kon nie asem kry nie. En ek het na my vrou toe gegaan, Fernanda, en sy het vir my gesê, hoor, jy gaan lê. Jy sweet baie, gaan lê, gaan raak rustig. En ek het op die bed gaan lê en ek het die hele dag bly lê. En ek het aanvanklik begin hoes. Ek het nooit besef, ek het op daardie stadium 2 bloedklonte, 1 in elke long gekry. Opgeskiet vanuit my kuit na my longe toe. Ek was onbewus daarvan. En ek was baie siek. Ek het daardie Saterdag nag glad nie geslaap nie. En so vroeg Sondagoggend het sy my in die sitkamer gekry waar ek in 'n kombersie gesit het. Sy het my kom toegooi met 'n groter kombers en gesê, ek gaan nou klaar maak. Vat ek jou hospitaal toe. Ek wou nie gegaan het nie. Want ek was bang, ek doen COVID-19 op. Ek het van tevore 'n afspraak gehad by die internis wat ek moes nagekom het. Juis vir my longe, wat my huisdokter my verwys het. Maar ek was te bang om te gaan. Die Here het seker gemaak, dat ek opgeneem is, laat daar dieselfde internis, wie ek moes sien, my dokter in die hospitaal word.
En dit sou eers later, 3 dae later, sou die klonte eers deur daardie internis in my longe geïdentifiseer word. Sondag 26 Julie is ek toe nou opgeneem in Rosa Park Hospitaal, die ongeval afdeling. En my saturasie, dis die bloedsuurstofinhoud in jou bloed, was toe maar slegs 74%. As ek nou kyk, en ek wil dit graag net na vir julle wys, staan ek op 95% saturasie. Soos die Here my longe herstel het. Dr. Beste se afspraak het ek gehuiwer om te gaan soos ek genoem het, en hy word toe my internis. Op Dinsdag 25 Julie word 2 bloedklonte in my longe ontdek na 'n scan wat ek gehad het, en ek begin die pad met bloedverdunning en liters se bloed skenk. Want dit moet elke keer getrek word om te kyk hoe ver het die bloedverdunner nou begin werk. Dit was waffering. Op Woensdag het ek die boodskap van die dokter gekry. Jy is hier, want jy het nog werk om te doen. Dit was die eerste keer wat ek dit gehoor het. Jy is hier, want jy het nog werk om te doen. Raak jy nou eers rustig. Hospitalisasie was vir my baie erg. Dit was 7 weke wat ek my vrou fisies nie kon vashou nie, haar op die telefoon slegs sien. Ons het begin video call op WhatsApp, dat ons mekaar tog net kon sien. Dan het ek my probeer instel in die huis, daar waar sy sit ek dalk oorkant haar aan die ander kant van die vertrek, of op die bed, waar wil sy sit, dat ek daarom voel ek is by die huis. Dan vra ek vir haar, draai die kamera vir my net so in die ronde, dat ek kan sien hoe lyk die huis binnekant, dat ek kan voel ek is daar. Al wat ek van haar gekry het die hele tyd was, as sy my iets stuur, of my klere vir my bring, dit was dit. Vuil klerekamer, huis toe en skoon klere terug. Sy moes dit by die deur afgee. Ek was toe in saal 6. Ek was baie haastig om huis toe te gaan, want ek het die 7 Augustus verjaar. En ek wou so graag huis toe gaan. Ek sou dit amper nie beleef het nie. Teen Maandag 5 Augustus toets ek toe positief vir COVID-19, terwyl ek in die veiligheid en verborgenheid van die hospitaal was. Ek was getoets voor opname en ek was skoon. 10 dae later toets ek positief vir hierdie vieslike virus. En ek was verpletter, want ek het skielik hoë koors gehad en die verpleegpersoneel wil by my weet hoekom het ek nou skielik koors. En ek kom agter my dokter is nie daar nie, dokters begin mekaar aflos, soos die siekte in die hospitaal toe ook begin loop. Jy het elke keer 'n nuwe dokter wat medikasie toets op jou, wat nuwe bloedtoetse aanvra. Ek was later moedeloos van al die bloedskenk. Ek het gelyk soos 'n spelde tussen. En ek het besef, ek gaan my verjaarsdag alleen in isolasie deurbring. Ek was heeltyd kalm, en geloofsgroepe het my baie besig gehou. En ons geleerdere, baie dankie Tommy vir jou gebede, dankie vir jou oproepe, vir jou omgee. Ons is by 'n groot bikersklub. En soos Tommy nou gesê het, ook nou die motorfiets eienaar, ek is so dankbaar daarvoor. Ekskuus net toe so te roep, ek gaan myself in die rede val, sy nommerplaat het my nogal opgeval. FTH, ek moet dit noem. FTH, vir my beteken 5. En ek het vir hom gesê nou laasweek Sondag 5. En baie dankie daarvoor. Oral is geloofsgroepe, gebedsgroepe gestig. Die dokter het elke dag terwyl ek in ICU was vir my vrou boodskappe gestuur oor wat is my vordering, hoe gaan dit met my, wat is die volgende stappe? En sy kon op 'n stadium agterkom hoe dinge verander. Maar meer later. 7 Augustus het ek verjaar, ek was alleen en ek het met myself begin praat. Die aand van 6 Augustus na die oggend van die 7de, 12 uur die nag, het ek regop gesit en my gesê, ja wel Andrei, nou verjaar jy, veel geluk in jou alleenheid. Suster het my hoor praat en ingekom en vra, meneer Swart, met wie praat jy? Ek sê vir wel, as ek myself nie nou gaan geluk wens, gaan niemand dit doen nie. Wat 'n verjaarsdag. Kyk, toes ek behoorlik negatief. Die dokters het mekaar oral afgelos, van die hospitaal het leeg geloop. My dierbare vrou het geloop en geen steen of klip onaangeraak nie. Haar man het mediese hulp nodig gehad. Nou. Haar optrede het gemaak dat Dr. Paan se vrou wat my aanvanklik gesien het by die ongevalafdeling, my daardie Saterdagoggend van die 8 Augustus laat opneem met ICU toe. Was dit nie vir haar wat die Heilige Gees se leiding die regte dokter gekry het nie, het ek sekerlik nie hier gestaan vandag nie. Die boodskap van Fernanda vroeg Saterdag was dat ek moeg was, of aan haar althans, ek was moeg en dat ek opgee. Ek het al die SMS'e, WhatsApps en alles stuk gehou. En ek het dit nou dag weer gelees en besef waar was ek?
Ek was moeg. Ek wou nie meer aangaan nie. En ek het nooit geweet hoe siek ek was nie. Die longklonte, ek het pulmonale embolie, dit is die PE. Hulle praat van deep vein thrombosis, dis waar die bloedklont in die been gesit het, en dan nog die COVID-19. Ek het nie besef, ek is so siek nie. Maar sy het tussen die lyne gelees, en sy het begin bid. My vrou het vir haar man bid die hele tyd. Hy is opgeneem in ICU met die saturasie wat verder verslag het van 74 na 72% suurstof in my bloed. Ek is geïntubeer op Saterdag 8 Augustus en in 'n mediese koma geplaas. Ek was 'n moeilike pasiënt. Ek besef dit. Maar gelukkig het die Here ook daardie mense aangestel om daar 'n werk te verrig. Om nie net jou as persoon na jou gevoelens te kyk nie, maar om 'n mediese diens te lewer. Anders het ek nie hulp gekry wat ek moes kry nie, want ek was moeilik. 16 dae was ek in 'n koma gewees, medies geïndiseerd, en God se werking het begin net daar, vir almal wat in die sig gekom het. Die hospitaalpersoneel het besef wanneer hy draai in my lewe gekom het, en tot hulle was aangeraak hierdeur. En dan het ek klaar by een dokter 'n boodskap gekry van jou werk hier is nie klaar nie. Ek het my oë oopgemaak na die tydperk in 'n koma. En die eerste lied in my kop, het was hier wat ons nou gesing het. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. Death is defeated, our King is alive. Dit was die eerste lied in my kop. Dokter se woorde hoor ek vir die tweede keer by die dokter wat my behandel in ICU. Dat jou werk op aarde is nie klaar nie. Hulle het my amper verloor op 20 Augustus. Toe my hart telke male daardie dag gaan staan het en ek bygebring moes word met 'n skokmasjiene van hulle. Dit het by my huisdokter verneem na die siek word, na ek nou begin herstel het en alles. Ek het nie geweet nie, maar ek het van God se teenwoordigheid geweet. Op 'n stadium het ek sal julle later vertel, maar ek was op pad hemel toe en ek weet dit. Maar Jesus het ander werk vir my gehou. Personeel kon nie glo dat ek deurgehaal is nie. Hulle kon dit nie glo nie. En terwyl ek in ICU was, het my gemeente op 9 Augustus in die parkeerarea kom bid vir almal, mediese personeel, pasiënte, watter siekte jy ook al gehad het. Ek was toe in 'n koma. Ek het nie daarvan geweet nie. Ek het later eers verneem van. En tot daar het God gewerk. Want toe die kerk opdag daar om te kom bid, Bikers Church, toe staan vir hulle gesê, sorry, julle kan nie hier by mekaar kom nie. Ja, ons moet eers toestemming kry. En een man het gesê, ek het reeds toestemming. Hier bid ons vandag. Niemand gaan ons stop om te bid nie. Na my ICU verblyf het ek weer in saal 1 beland, in COVID saal, waar ek geskei was van saal 6 af, en toe is ek teen die planke. Hoekom word ek teruggestuur COVID saal? Toe wil hulle die mense, ek moet dit nou weer kry. Maar dit was maar prosedure en ek het dit nie besef nie. Moeilike pasiënt, ek wil dit bynoem. Oom van Koelsberg gee my toe 'n vers uit Psalm 91. Ek skiet net by bril op, so ek het nie so mooi geskryf, ek kan my aanskrif amper nie lees nie. Dit is hy wat jou uit die voëlvanger se wip hou en jou bewaar teen dodelike siekte. Hy beskut jou onder sy vleuels en is vir jou 'n veilige skuilplek. Sy trou aan jou is aan alle kante. Jy hoef nie bang te wees vir die gevaar in die nag, of die aanvalle oordag, vir die pes wat in die donker toeslaan, of die siekte wat helder oordag verwoesting saai. Dit het vir my, daardie oomblik, nuwe betekenis gekry. En ek het dit al hoeveel 1000 kere gelees. En ek het dit nou eers verstaan, daardie oomblik. God red die wat gered moet word, en hy soek hulle waar hy wil kan wat geskied. Mense, bid vir mekaar. Moenie ophou nie. Ek's lankpad van herstel het van my voorgelê, en God het lewens gered op 31 Augustus, en as ek oorgeplaas na Pasteur Hospitaal, daardie 31ste die maandag. Ek moes daar leer loop, leer eet, leer praat, sluk. Kon niks myself doen nie. Dit was 'n moeilike tyd. En ek het erge geheueverlies gehad, probleme gehad. Ek het op 'n stadium wil ek my dierbare vrou bel. En ek die foon vat, ek wil haar bel, toe kan ek nie haar nommer onthou nie. Okay, dan is daar 'n naam.
wat sal naam nou weer? En ek het vergeet wat my vrou se naam is, met wie ek 28 jaar in die huwelik staan, vergeet ek haar naam, en ek bars toe in trane uit, dat die suster daar aankom, 'n engel, en sy kom vat my foon, sy sê vir my, wanneer het jy met haar gepraat? Vanoggend. Ok, kom kyk vandag se oproepe, is haar naam dit, is haar naam, hier is 'n vrou, haar naam is Fernanda, kyk, dis sy, Bella, ek het baie sleg gevoel by die stadium. Ek is ontslaan op 11 September en moes by die huis gaan aansterk. Ek was vir 7 weke in die hospitaal, maar 18 weke op suurstof. 18 weke. As ek dit afhaal, dan sak die saturasie. Maar ek is ontslaan met 'n goeie saturasie. Hoeveel was dit? 89 op daardie stadium. 89%. Ek het my longe herstel van 72 af na 89 toe. Ek is hier om met my werk voort te gaan, wat God my voorgered het om te doen. Ek het by 2 dokters op 2 geleenthede gehoor. My werk op aarde is nie klaar nie. En die derde dokter was my huisdokter, wat het ook vir my gesê. Wat nie vir mekaar geweet het nie. Ek gaan skuldig en met blaam voor God staan, as ek nie van sy goedheid en sy guns vertel nie. En ek wil graag hierso afsluit, as ek mag, met Filippense. Ook iets wat vir my van baie kosbare waarde is in my lewe. En ek het 'n paar stukkies wat ek wil aanhaal uit Filippense. En ek gaan begin Filippense 4 vers 5. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes en alles deur gebed en smeking en met danksegging bekend word by God. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Spring op vers 13 toe. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. En nommer 19, as jy buitekant staan, daar staan my kar buitekant. Nommerplaat is FSV 419. Ek het myne gemaak. F staan Filippense 4 vers 19. En hy lees as volg: En my God sal elke behoefte van julle vervul na sy rykdom en heerlikheid deur Christus Jesus. Aan ons God en Vader die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. En ek wil afstaan met die volgende woorde: Die genade van ons Here Jesus Christus sy met julle almal. Amen. Amen. Baie dankie.